Ek groet u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Baie dankie dat jy inluister na ons Pinkster boodskapies. Hierdie jaar se tema is Jesus se asem bring nuwe lewe. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u ons gemaak het wat ons is. U kinders, u verteenwoordigers op aarde. Dat u ons gemaak het met 'n doel om vir die wêreld te kom wys wie u is en wat u is. Om vir mense te wys wie Jesus is en waarvoor hy gekom het om ons te kom wys wat is ons identiteit in Jesus se naam. Amen. Die tema van hierdie boodskap hier is Jesus se asem bring 'n nuwe skepping. Toe Jesus op sy disippels geblaas het, het eintlik in die Nuwe Testament gebeur wat in die Ou Testament beskryf is met die eerste skepping, toe God vir Adam gemaak het. Genesis 2 vers 7. Vir Adam gemaak het en toe het God sy asem in Adam geblaas. En so die mens, 'n lewende mens, 'n lewende siel, 'n geestelike mens geword, want dit is hoe God ons geskaap het. Daar staan, en God het die mens gemaak om soos hy te wees. Ons is sy teenwoordigers op aarde. Ons is hier om vir hierdie wêreld te kom wys wat 'n mens se identiteit is. Kind van God. God se asem in my, met 'n lewe tot in ewigheid. Maar God het aan die mense keuse gegee, vir Adam en Eva, om te kies tussen die boom van die dood en die boom van die lewe, en die hartseer is dat die mens kies die boom van die dood. En die mens vlug. Hy vlug vir God, hy is bang vir God, hy kruip weg vir hom. Maar God roep hom, waar is jy? Waar is jy? Jy is myne. En die Ou Testament is eintlik die verhaal van hoe dat die mens eintlik vlug vir God, bang is vir God, wegkruip vir God, maar hoe dat God elke keer roep, waar is jy? Hy roep deur die profete, hy roep deur rituele en wette, om vir die mens te wys wie hy is. En dan kom Jesus in die Nuwe Testament, in Johannes 1 vers 14 staan dit, die woord het vlees geword, dit is in ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou. God het mens geword in Jesus. En nou kom Jesus met hierdie herskepping, met hierdie herontdekking vir die mens. Want die mens het vergeet wie hy is. Die mens het gesoek wie hy is. En met al die wette en rituele het die mens nie daarby uitgekom nie. Maar Jesus kom en elke keer as hy iemand gesond maak en red en vrymaak, dan sit die boodskap, God is hier. God is tussen ons nou. God kom wys jou, wie is jy? Jou identiteit. Want as jy nie jou identiteit ontdek nie, dan bly jy 'n vlugteling. Dan bly jy om te probeer word wat jy is. En jy kom nooit daarby uit nie. Jesus blaas op sy kerk. Hy kom en herstel wat Adam misluk het. Die kerk word die liggaam van Jesus op aarde. En hierdie liggaam van Jesus wys ons weer wie ons is.
En daarom sê Paulus, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge, die Adam lewe is verby. Die Jesus lewe het gekom. En dis wat ons op Pinkstertyd moet herontdek. Ons moet nie iets word nie. Ons is dit. Ons moet ontdek, ons is kinders van God, ons is vergewe, ons het die ewige lewe, maar ons moet dit in die geloof aanvaar en dit begin lewe. En dan begin ons lewe te verander. Ons moet nie probeer verander nie. Ons moet begin leef wie ons is en deur dit te doen, verander ons meer en meer om soos Jesus te wees. Jesus se asem het 'n nuwe skepping gebring waarvan ek en jy deel is. Amen.